Hier in Jordanië by die kasteel van Kerak of Kirgeres, lees ek graag vir ons uit 2 Konings 3 vers 26 en 27. Toe die koning van Moab sien dat die geveg vir hom te sterk was, het hy sy eersgeborene seun, wat in sy plek koning sou word, geneem en hom as brandoffer op die muur geoffer. Kirgeres was een van die groot vestingstede van Moab, oors van die Dooie See. Vandag word hierdie plek verbind met die moderne Al-Karak of dikwels ook net Kerak genoem. Die stad was bekend vir sy sterk mure en sy strategiese ligging. Nadat koning Agab dood is, het koning Messa van Moab teen Israel in opstand gekom. Israel, Juda en Edom het saam teen hom opgetrek en Moab binnengeval. Uiteindelik is Kirgeres beleer, koning Messa se laaste vesting en toevlug. Toe die koning sien dat die oorlog vir hom verlore was, het hy in wanhoop iets verskriklik gedoen. Hy het sy oudste seun, die erfgenaam van sy troon, op die stadsmuur geoffer aan die afgod Kemos. Dit was 'n openbare daad van desperaatheid in die sig van sy vyandelike leers. 'n Poging om redding deur menslike opoffering te verkry. Hierdie toneel wys hoe donker afgoderry uiteindelik word. Die gode van die nasies het altyd meer geëis. Meer vrees, meer offers, meer bloed. Maar ons Here openbaar homself anders. Hy is nie 'n God wat vernietiging eis om liefde te bewys nie. Hy is ons Here van genade, ontferming en lewe. Die muur van Kirgeres het rook van wanhoop gesien, maar op Golgotha openbaar die liefde van ons Here. Mense probeer so dikwels redding vind deur eie krag, beheer en opoffering, maar ware vrede word nie in desperaatheid gevind nie. Die Here roep ons nie om op onsself te vernietig, om sy guns te wen nie. Hy nooi ons om slegs op hom te vertrou. Amen.